In die laaste hoofstuk van Samson se lewe vind ons in Rigters 16. Julle het dalk al gehoor in die lewe, sal mense partykeer sê, as jy my werklik lief het, dan sal jy dit of dat vir my doen. En iets daarvan is waar van Samson se hele lewe. Deur sy hele lewe is daar vroue in sy lewe wat hom verraai en verlei. Daar's op die einde van die dag, is dit sy weak spot. Dis die klein dingetjie in sy lewe, wat eintlik op die einde van die dag die groot dinge in sy lewe word. En weer eens met Delila is dit waar. Hier is 'n Filistynse vrou, wat eintlik op die einde van die dag amper 'n spioen is vir die Filistyne. Die Filistyne het besef, Samson het 'n baie swak punt. Sy krag en sy slimheid en sy wysheid lê op die einde van die dag in sy hare. Maar hulle het eintlik nie geweet in die begin nie. Hulle het geweet, eintlik lê sy swakheid by hierdie vrou. En hier trou hy dan vir Delila, en sy word sy vrou, en dan speel haar hierdie interessante gedeelte af, waar sy eintlik wil uitvind, waar lê sy krag. Want eers bind sy hom vas met vlas, en dan as die spioene van die Filistyne inkom, die vorste van die Filistyne, dan ruk hy homself los. En dan lê sy weer by hom en sê, maar hoe kan dit wees, en jy moet vir my sê waar jou krag lê. Nou, ons het nou al gesê, Samson is bietjie van 'n dom ou, want hy word gevang 3 keer met dieselfde triek, en die 3de keer werk dit nie so lekker vir hom uit nie. Die 2de keer bind hulle hom vas met toue, nuwe toue, en weer eens ruk hy homself los en gaan hy weer vry. En dan sê Delila, maar weet jy wat Samson, jy het my nie meer lief nie. As jy my werklik lief gehad het, sou jy vir my gesê het waar jou krag lê. En dan kom hy na haar toe en hy sê hierdie stuk geheim wat ons in die heel begin gesien het, sy Nasareer belofte, dat hy nooit sy hare mag gesny het nie. Nou dis nie dat sy krag regtig in sy hare lê nie. Uit die aard van die saak is dit nie die teken van gehoorsaamheid. As hy nie sy hare skeer nie, bly hy gehoorsaam aan die Here. En hier kom hy en sy sny sy hare af. En hy dink weer, hy word weer wakker en hy dink, hy gaan homself weer losruk. En hierdie keer kry hy homself nie losgeruk nie. Hierdie keer is hy ongelukkig gevang. Hoekom? Want hy was ongehoorsaam aan die Here. En dan vat hulle hom weg, en hulle kom dan by hierdie punt waar hy dan sterf op die einde van die dag, saam met die Filistyne. Vir 'n laaste keer gee die Here hom krag. Al is sy hare nie meer lank nie, gee die Here vir hom krag, om op die einde van die dag die Filistyne te kan oorwin. Ons gaan volgende 'n bietjie daarna kyk, hoe hy dan die Filistyne oorwin. Maar die kern hier lê, as jy my werklik lief het, is dalk 'n stuk bedrog hier in Samson se lewe. Kom gerus en kom kyk gerus wat in Samson se lewe gebeur, hoe dit van toepassing is op jou lewe en op my lewe, en hoe op die einde van die dag ons dit kan deel met ons vriende, dat hulle ook saam in hierdie waarheid kan deel. Sien jou hierdie week, sien jou Sondag.